Ek kom vanmôre uit Matteus 10 en daar by vers 16 tot 33. Matteus 10 vers 16 tot 33. Ons het so 'n paar maande gelede begin met 'n studie van Matteus. By hoofstuk 1 begin en ons het toe gekom by hoofstuk 10 en verlede Sondag het ons toe die eerste 15 verse van hoofstuk 10 behandel of bestudeer. Vanmôre hierdie middelblok en dan as die Here wil komende Sondag die laaste deel van die hoofstuk waaruit ons dan 'n nuwejaarsboodskap ook sal optower, hopelik. Alhoewel dit 'n geweldige gedeelte is. Mens kan nie dink hoe dit vir die nuwe jaar iets kan sê nie, maar hierdie hele hoofstuk is geweldig. Dit is Ek het by myself hierdie week gedink hoe 'n mens van vlees en bloed dit eintlik moet bedien en preek is eintlik 'n wonderwerk, want so 'n geweldige deel dit is die mandaat waarmee Jesus die 12 uitgestuur het. So kom ons lees dan nou hierdie deel 16 tot 33. En dan sal ons in diepte daarna kyk vanmôre. Onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle in die geregshowe uitlewer. En in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidene nasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader. Hier is, ek dink amper die enigste plek in die Nuwe Testament waar die Heilige Gees die Gees van die Vader genoem word. Is dit nie wonderlik nie? Hy word op 'n ander plek ook die Gees van Christus genoem, ook een keer, en dan baie ander name in die res van die Nuwe Testament, maar hierdie is vir my uniek. Die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Die een broer sal die ander een uitlewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Dit verseker ek julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die Seun van die Mens kom nie. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf is nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie. Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar's niks bedek wat nie geopenbaar gemaak sal word nie. Daar's niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is.
Dit is interessant as 'n mens altyd die skrif lees. Dis glad nie soos vandag se woke nie. Die Bybel is of so of so. Jy gesien hier? Daar's niks van ons is nou nie heeltemal seker nie en dit kan nou so wees en daar's grys areas en dis so. Nee. Dis die kant toe of daai kant toe. Dis reg of weg, hemel of hel, gered of ongered. Jy dien die Here of jy dien hom nie. As jy lou warm is, dien jy hom nie. Dit sê Jesus. Dis of die een of die ander. Ek weet nie waarom u na hierdie Kersdiens toe gekom het nie. Miskien om 'n mooi boodskap te hoor. Dis nie 'n mooi gedeelte wat ons gelees het nie. En daarom nie 'n mooi Kersdiens vandag nie. Dis 'n geweldige gedeelte. Maar ek glo dit is deel van die Here se wil dat ons hier is by Matteus 10 in hierdie tyd van die jaar. Hierdie gedeelte vorm natuurlik 'n eenheid soos wat ek net nou reeds gesê het. Dis 'n eenheid, hierdie middelste deel is 'n eenheid binne die hele hoofstuk 10. En dis die mandaat wat die Here Jesus spesifiek aan die 12 gee, Judas ingesluit, waarmee hy hulle stuur. Spesifiek vir 'n 3 jaar periode wat van daardie oomblik af sou duur tot by die kruisiging en opstanding van die Here Jesus wat net meer as 3 jaar was. Dis spesifiek vir daardie tyd gegee. En daar's redes, ek wou dit verlede Sondag genoem het toe het dit my ontgaan, maar daar's redes waarom dit vir daardie 3 jaar periode spesifiek bedoel is. En mens sien dit, ons het dit eintlik in Sondag se gedeelte gesien. En dit is dat byvoorbeeld sal jy onthou wat ons Sondag gelees het, die sendingveld waarheen die Here hulle stuur is beperk. Hy sê hulle moet net na die Jode gaan, nie eers na die Samariane, net na die Jode, maar ons weet dat na die opstanding van Jesus en na die uitstorting van die Heilige Gees is dit heeltemal 'n radikale ander opdrag waar Jesus dan sê gaan na waar? Gaan waar? Gaan na die wêreld, die nasies en maak die mense my disippels. Jy sien hy verbreed heeltemal na die opstanding. Die boodskap is ook iets wat anders. Hier het ons verlede Sondag gesien, is die boodskap, hulle moes gaan preek, die koninkryk van God het naby gekom. Dis heeltemal die waarheid, is nog altyd die waarheid, maar dis 'n voorkruis evangelie. Na die kruis natuurlik kom die hele versoeningsboodskap. En dan natuurlik soos ons verlede Sondag gesien het ook waar Jesus sê hulle moenie geld saamvat nie, moenie klere vat nie, moenie 'n sak vat nie. Daai hele praktyk word later herroep deur Jesus self in Lukas 22 vers 35 ensovoorts. Maar ten spyte daarvan is daar beginsels, die kerninhoud van die mandaat van Matteus 10 geld ook vir die apostels na die uitstorting van die Heilige Gees, alles wat ons in Handelinge lees, wanneer hulle eintlike bediening begin het, toe hulle die grondleggingswerk vir die kerk gedoen het, so volgens Efesiërs 2:20. Selfe beginsels, die kerninhoud, die kern, ek wil amper sê, die kernbeginsels van hierdie gedeelte is tydloos. En dis geldig nie net vir die apostels van toe nie, dis ook geldig vir alle ware Christene van alle eeue. Die beginsels, byvoorbeeld die getrouheid te midde van vervolging, dis 'n beginsel, nê? Die moed om Christus te bely, dit bly dieselfde, dit verander nie, dit bly dieselfde. Die afhanklikheid van God bly dieselfde. Die realiteit van teenstand teen die evangelie bly dieselfde, ensovoorts. Dis tydlose beginsels. Dis blywend. Maar daar is 'n tweede baie belangrike aspek wat ons moet raak sien, en dit is die konteks van konfrontasie en konflik waarbinne die Here Jesus in die wêreld aangekom het. Dit straal eenvoudig uit Matteus 10. En dit verskil
hemelsbreed van die sentimentele, vertroostende atmosfeer wat ons gewoonlik rondom Kersfees graag wil sien. Verskil heeltemal daarmee. Nee, in lyn met die moederbelofte van Genesis 3 vers 15, vriende, gaan die aankoms van die langbeloofde verlosser op die aarde gepaard met 'n gehakskeen buitery. Die slang byt hom in die hakskeen. Was in die moederbelofte mos so beloof. Vanaf die oomblik wat die Messias se vliegtuig in Bethlehem kom land het, om het so te sê, was die gord gaar en die hare het gewaai na al die kante toe. En oral waar hy later bedien het, en waar die apostels bedien het, en waar sy naam vandag nog bedien word, is dit dieselfde konteks. Dieselfde konteks. Dis die rede waarom ons die eerste en tweede skrifgedeelte vanmôre gelees het. Simeon se woorde van hierdie kindjie gaan bestem wees tot 'n teken wat weerspreek gaan word. En Openbaring 12 wat sê dat die groot vuurrooi draak op die punt gestaan het om die seentjie wat gebore word te verslind. Wanneer mense aan Kersfees, met ander woorde die Messias se aankoms op die aarde, om het so te sê, wanneer mense aan Kersfees dink hulle gewoonlik aan vrede en stilte en liggies en geskenke en 'n baba en 'n krib. Soetsappigheid eintlik, om het so te sê. Sentimentaliteit, om het so te stel, maar dit is onbybels, vriende. Dit is onbybels. Dit is suiwer illusie daarin. Ons behoort Kersfees te vier sonder daai illusies. En ons moet Kersfees sien soos wat die Bybel vir ons dit kom oopmaak. Die skrif maak dit vir ons oop, dat die geboorte van die Here Jesus nie die einde van die stryd was en die begin van liefde en vrede nie, maar dat dit die begin was van 'n beslissende botsing tussen lig en duisternis. Daai kind wat in Bethlehem gebore word nie gebore binne 'n wêreld wat reikhalsend op sy koms wag nie. Nee, hy word gebore in 'n wêreld wat al reeds teen hom besluit het, nog voordat hy gebore was. En dis presies die wêreld waarin ons vandag getuies vir Christus moet wees. Soos wat die apostel Johannes later skrywe in die Nuwe Testament, dan skrywe Johannes, dan sê hy byvoorbeeld in Johannes 1, die bekende vers, dan sê hy, Jesus was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan selfs, en tog het die wêreld hom nie geken nie. En in vers 11, die volgende vers sê, hy het na sy eiendom toe gekom, dis in Kers, en sy eie mense het hom glad nie aangeneem nie. En Johannes sê elders ook in hoofstuk 3 vers 19 van sy evangelie, dan sê hy, die lig het in die wêreld ingekom, maar die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, omdat hulle werke boos is. So hulle haat die lig, hulle wil hê die lig moet op hulle skyn nie, dan kom hulle werke uit. Een van die redes waarom mense nie eredienste wil bywoon nie, of nie graag bywoon nie, of nie so vreeslik wil bywoon nie, is hulle is bang vir die lig. Die mens wat nie gered is nie, soos 'n kakkerlak, vriende. As jy die lig aanskakel, dan hardloop hy kakkerlak vir die naaste plek waar hy kan induik. Jy wil nie in 'n plek kom soos hierdie, waar die lig op jou skyn en jou sondes ontbloot nie. Jy wil eerder wegkruip van die Here se lig. Dis alle mense is so. Dis hoekom die eredienste so swak bygewoon word. Want hierdie is 'n plek van lig, die lig. Wanneer die skrif oor Kersfees praat, dan praat die Bybel daarvan binne die nare konteks van konflik. Vir mense wat die Here Jesus baie ernstig liefhet en baie toegewyd navolg, kan dinge moeilik raak, vriende, dit kan pynlik raak vir jou. En dis binne daardie konteks wat ek nou vir u geskilder het, wat Jesus nou kom, die vleesgeworde ewige seun van God kom hier, en hy roep 12
Die 12 nader na hom toe in Matteus 10, nie om hulle te troos nie, nie om hulle te vermaak nie, nie om vir hulle Adelistraat se kersliggies te gaan wys nie, maar om hulle te stuur. Die konteks is nie vriendelik nie. Nogtans stuur die meester hulle reg binne in daardie konteks in. Hy begin met ander woorde nie sag nie. Ons het dit verlede Sondag gesien. Hy begin eerlik. Hulle mag nie onder valse illusies verkeer nie, en daarom is die tema van vandag se boodskap, soos jy sien, Kersfees sonder illusie. Want dis die Bybelse Kersfees. Hy sê, hoorie, ek stuur julle, hy begin so met sy praat, hy sê, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Is 'n beeld wat dit duidelik maak, vriende, dat die wêreld nie neutraal of selfs effentjies positief teenoor Christus en sy koninkryk staan nie. Skape en wolwe behoort nie tot dieselfde orde nie. Jesus beloof glad nie 'n veilige omgewing nie, maar 'n heerlike roeping wat hy gee binne in die gevaar en teenstand en verwerping en konflik. Timoteus word byvoorbeeld later, eeue later, nie eeue nie, jare later word Timoteus deur die apostel Paulus herinner in 2 Timoteus 3 vers 12, herinner Paulus vir Timoteus en sê vir hom, as 'n jonger kollega van hom, dan sê hy, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Simeon, soos wat ons aan die begin van die diens gelees het, profeteer oor die baba Christus wat hy in sy arms hou, en dan sê hy, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n vallende opstanding van baie, en tot 'n teken wat weerspreek gaan word. Met ander woorde, Jesus bring nie kompromie nie, hy bring 'n skeiding, en hierdie skeiding raak ook sy volgelinge. Hy sê vir hulle in ons geleesde teks, julle sal deur almal gehaat word, terwille van my naam, en hierdie haat is nie 'n bewys daarvan dat hulle misluk het nie, maar dis 'n bewys dat hulle getrou was. Jy sien wat ek vir effe gesê het aan die begin van die boodskap, kan jy sien dat, alhoewel hierdie mandaat in Matteus 10 aan die 12 gegee is, spesifiek aan hulle, en spesifiek vir daai konteks van ongeveer 3 jaar, kan jy sien dat die geestelike beginsels van toepassing is op ons vandag. Jy kan deur hierdie hele lysie gaan wat hy hierson noem van ons gedeelte van vanmôre, jy sal dit sien. Christus se koms in die wêreld is niks sentimenteel nie, dit is niks soetsappig nie. Dit ontketen die magte van die duisternis wat op die agtervoet kom. En dit veroorsaak vir die mens wat die Here ernstig liefhet en ernstig navolg en ernstig aan hom uitverkoop is, groot probleme. Maar die Here gee ook daarby troos en onderskraging en bemoediging. Ek tel in ons teks, dis nou verse 16 tot 33, tel ek mag dalk nie heeltemal korrek wees met my syfer nie, maar ek tel minstens 5 seermaak konfliksituasies waarbinne die navolger van Christus kan beland. En ek tel dan ook minstens 7 beloftes van bemoediging en onderskraging. Jy sal sien, daar is meer beloftes van oorwinning as wat daar eina situasies is. Hulle is beslis meer. Die eerste konfliksituasie het ons reeds nou net genoem. Deur die Here word die apostels en dan eintlik alle kinders van die Here onder wolwe ingestuur. Dis regtig nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Die ongeredde wêreld wat buite Jesus Christus is, figureer soos wolwe. Is 'n konteks waar binne die Christus gelowige sê hy versigtig soos 'n slang en opreg soos 'n duif moet wees. Bedoelende met geestelike wysheid sonder bedrog. Hulle moet bedag wees, onderskeidend wees in 'n vyandige wêreld soos 'n slang, maar rein en eerlik en sonder kwaadwilligheid soos 'n duif. Niks slinks en kompromiterend nie. Die tweede konfliksituasie is verse 17 en 18, vriende. Christusgelowiges
wat skaamteloos opstaan vir die Here Jesus en vir sy woord, word vervolg, sê hy, deur kerkowerhede. Hy noem dit. Deur sekulêre owerhede. Hy noem dit. En deur regshowe, regsbanke. Hy noem dit. Alles om Christus ontwil. Nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, sê hy. Maar jy doen dit as 'n getuienis vir Christus. En vir die roekelose waarheid van die woord van God gebeur dit. Die derde konfliksituasie is in vers 21, naamlik familieverraad. Ons kom, as die Here wil, komende Sondag weer na hierdie verskriklike kwessie toe terug, want hy gaan weer daaroor praat. Maar net om te sê, dat wat hy hier sê, dat wanneer een lid van 'n gesin 'n oorgegewe navolger van Jesus Christus word, dan verander die ander gesinslede of familielede wat nie oorgegewe navolgers van Christus is nie, of wie ek sou kon sê in terme van Openbaring 3, as daar een is wat kookwater word en jy het ander wat lou of koud is, dan met eens verander hulle in vyande van daardie kind van die Here. En onmeetlike konflik kan daaruit voortkom. Beginnende by afstand, hartseer om oor te praat. Die vereensaming en die alleenheid wat daaruit voortvloei is te erg om te noem. Die konflik, sê Jesus, kan so erg word dat gesinslede wat lou of koud is in opstand kom teen die kookwater gesinslid of familielid en selfs, sê hy, geweld gebruik, soos moord byvoorbeeld, sê hy. Al is dit dan moord in die hart of moord in die gedagtes wat in Matteus hoofstuk 7 sê Jesus tog, dat as jy net vir 'n persoon sê, raka, jou gek, dan het jy al klaar moord gepleeg. So moord is nie noodwendig net fisies nie. Dit staan presies so net hier in vers 21. Dis nie my opinie of mening nie, vriende. Die Kers-evangelie Tafelberg, die aankoms van die vliegtuig van Christus uit die ewigheid uit, met menslike liggame vlees in Bethlehem se krib, bring nie vrede nie, maar skeiding, waar Christus teëgestaan word, waar daar koudheid en louheid by sommige is en warm by ander, hitte by die ander. En dan veral, sê hy, binne 'n gesin en 'n familie. Selfs daardie bande wat die naaste aan die kompromieslose navolger van Christus is, kan verbreek word. En Micha sê, die profeet Micha in die Ou Testament sê in hoofstuk 7 vers 6, dan gaan hy so ver om te sê, 'n man se vyande is die lede van sy huis. Verskriklike werklikheid. Ons kom daarna toe terug Sondag as die Here wil. Die derde, die konfliksituasie wat die Here Jesus noem in vers 22 is dit, en dit is die toegewyde en die ernstige gehoorsame navolger van die Here Jesus. Nou gaan hy 'n trappie verder in vers 22. Hy sê, so 'n persoon sal deur almal gehaat word. Nou is dit nie net familie nie. Nou is dit almal haat jou terwille van jou verbondenheid aan Jesus Christus. Niemand wat geestelik bloedarmoedig is. Niemand wat nog vis nog vlees is. Niemand wat lou, warm of koud is eintlik regtig 100% okay met 'n oorgegewe disipel nie. Al sê hulle is okay met jou. Al gee sommige dit voor. Jesus ontbloot die ding hier en hy sê, hulle is nie. Want hoor die woord wat Jesus gebruik. Almal sal jou haat. Eintlik haat hulle daardie disipel. Daar's altyd krapperigheid, altyd 'n en 'n o en 'n a. Altyd. Jesus noem dit nie O en A nie, hy noem dit wat? H-A-A-T, haat.
haat. Die vierde konfliksituasie is in vers 23. 23, vervolging teen die gehoorsame Christusgelowige kan van so 'n aard wees, sê hy, dat die persoon letterlik moet vlug. Hy moet letterlik vlug. Weg van die bekende, na 'n ander dorp, na 'n ander stad, of 'n ander land, of 'n ander kantoor, of 'n ander werksituasie. So erg kan dit word, dat daardie gehoorsame disipel 'n vlugteling word. Die goeie nuus is, die Here weet dit. Hy weet alles, hy weet daarvan. Die vyfde konfliksituasie is in vers 24 en 25. Die Christusgelowige sê hy is nooit verhewe bo sy of haar Here en Meester nie, en as jou Here en jou Meester nie 'n uitskellery en 'n toevoeging van slegte name vrygespring het nie, dan sal die gehoorsame navolger van Christus dit verseker ook nie vryspring nie. Tevens, Jesus sê, jy gaan met erger name geskel word. Selfs nie om uitgeskel te word, sê hy, nie ek nie, as iemand wat 'n bondgenoot van die duiwel is nie. Dis Beelzebul. Vervolging en belastering is 'n werklikheid. Vervolg en belaster gaan u word, meneer. Beskinder gaan u word, mevrou. Jy wil mos hier Jesus eerste sit. Jy wil mos. Vat so. Jy wil mos. As jy nie kans sien vir hierdie pad nie, draai om. Draai om. Dis soos 'n disipel van die Here vir my onlangs sê, wow, toe ek nie ongered was, dit was so lekker. Ek het 'n wonderlike lewe gehad toe ek ongered was. Ek het gesê wat ek wil, gedoen wat ek wil, gemaak wat ek wil, net wat in my kop kom, net wat in my hart kom. Ek het nie allerlei skuldgevoelens so goed gehad nie. Dit was die lekkerste lewe. Nou bekommer alles my. Die probleem is net, meneer disipel, jy kan nie weer terugdraai nie. Jy kan nie weer terugdraai nie. Jy's in dit. Jy's in dit. Dink jy die Here gaan die wedergeboorte onwedergeboorte maak? Maar dan kom die Here genadiglik, vriende, en daarmee sluit ons af met 'n klompie wonderbaarlike beloftes van onderskraging. En daar 7. Die eerste belofte van onderskraging, en omdat dit soveel is, noem ek dit net. Maar jy kan dit rustig weer gaan lees mos. Hy sê in vers nommer 19 en 20 sê hy, dis mooi hierdie. Hy sê die Heilige Gees is intens saam met die gehoorsame navolger van Christus wanneer hy of sy vervolg word deur die howe of die owerhede. So hy helder stel die Here Jesus dit hiermee. Die Heilige Gees, die Gees van die Vader, sê hy, spreek in die Christusgelowige wat vervolg word en voor die owerhede moet staan. Is dit nie intens kosbaar nie? Is vir my so kosbaar dat hierdie derde persoon van die goddelike drie-eenheid is volkome met die gehoorsame disipel en gee selfs woorde en wysheid waar dit nodig is. Wonderlik. Jesus sê dit is so. Dit is so. Die tweede belofte van onderskraging is net daar in die volgende vers 22, waar hy sê, daar wag 'n wonderskone uitredding aan die einde van die pad vir jou. Sta net vas, sê hy, volhard, beteken hou aan, volhard, staan vas. Daar's 'n wonderlike uitredding vir jou aan die einde van die pad. Nee, dis nie jou volharding wat jou red nie. Jou volharding is die bewys dat jy gered is. Die ware gelowige volhard omdat God die ware gelowige bewaar. God bring sy getroue kinders veilig uiteindelik tot die einde. Die derde belofte van onderskraging is vers 23, waar hy sê die seun van die mense koms vergesel die seermaakpad wat die navolger van Christus moet stap.
Jy moet dit so lees, daai vers 23 moet jy so lees, soos wat ek dit nou vir u gesê het. Die seun van die mens se koms, hy praat nie hier oor die wederkoms nie. Hy praat nie hier oor die wederkoms nie. Die seun van die mens se koms vergesel die seermaakpad wat die navolger van Christus stap. Het praat nie van die wederkoms nie, dit praat van Christus se koms in aanhalingstekens in die sin van die verskillende maniere waarop hy oordelend en verlossend te werk gaan deur die tyd heen. Mens sien dit so mooi in die boek Openbaring. Hier in hierdie spesifieke konteks verwys Jesus heel waarskynlik na die vernietiging van die tempel in Jerusalem. Net minder as 40 jaar later sou dit gebeur in die jaar 70 na Christus. Dis heel waarskynlik wat hy hierna verwys as sy koms. Een van die maniere waarop die seun van die mens kom. Maar vandag nog sy maniere van oordeel en verlos vergesel die kind van die Here wat swaar trek terwille van sy naam. So kosbaar, so kosbaar. Partykeer bid 'n mens soos Psalm 81, Here, as ek net reuse vlerke soos 'n duif gehad het, ek weggevlieg, dat jy my nooit weer op die aarde sien nie. Wie het dit al gebid? Jy het dit al gebid, maar jy weet nie staan in die Psalm nie. Maar die Bybel sê, wow, wag bietjie met daai vlerke, byt vas. Byt eerder vas. En dan is daar die vierde belofte van onderskraging, vers 26 en 27. O, nou kom daai. Hoeveel keer sê die Here, jy moenie bang wees nie in die Bybel? Wie weet daai getal? Yes, 365, dis een vir elke dag van die jaar. Hier is 3 van die 365. 3 in 'n paar versies. Hy sê, moenie, dis vers 26 en 27. Dis die vierde belofte van onderskraging. Hy sê, moenie bang wees nie, praat! Gebruik jou mond, broer. Verkondig die evangelie, sê hy. Wow! Hy sê my, jy moet nie saggies doen nie. Hy sê, basuin dit van die dakke af. Basuin dit van die dakke af. Moenie fluister nie. Moenie stil bly nie, omdat jy bang is nie. Moenie bang wees nie, sê hy. Basuin. As jy nie 'n megafoon het nie, klim maar op die dak. Maar praat met jou woonbuurt. Basuin dit uit. Want die Here gaan alles wat in die geheim gesê en gedoen word, gaan hy bekend maak. Ons moet tog nie so bekommerd wees, vriende. Mense het al vir my gesê, weet jy wat die mense alles van jou sê? Dan sê ek, man, dit is vir my alles net soos krone. Maar ons moet nie bang wees oor die goed wat mense sê, wat die mense doen en mense doen. Die God gaan alles oopmaak eendag. Vergeet daai goed. Doen jou werk. Doen jou werk. Voer jou roeping uit. Vergeet wat mense van jou dink. Voer jou roeping uit. Want die Here gaan alles bekend maak. Die vervolging van die aan die brand Christene sal nie en kan nie die waarheid van die evangelie stilmaak nie. Nooit nie. Dit kan nie dit stilmaak nie. Mense wat gehoorsame volgelinge van Christus vervolg, dink dat hulle so oulik is. Hulle dink dat hulle so dierbaar is met hulle planne en hulle strategieë en hulle leuns. Maar God weet daarvan. En hy gaan alles op die lappe bring. Niks kan hom stilmaak. Gaan alles op die lappe bring. Waarom moet ons bang wees? Dis wat Jesus sê. Moenie vrees nie. Basuin die evangelie boodskap uit. Maak wyd oop die mond, broer. Lig jou stem op, mevrou. Praat. Die tyd is min. Die horlosie tik af. Tik, 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 tik. Hoor jy hoe tik hy sekondes af? Hy tik af. Hy tik af vir jou. Hy tik af vir my. Jy kan voor vanaand die son in die weste sak, kan jy by afbob wees, meneer. Wat gaan jy vandag vir Christus doen? Jy moet iets vandag vir Christus doen. Jy kan by afbob wees. 'n Lyksbesorger kan jou klere, jou hemp en jou skoene uittrek wat jy vanoggend aangetrek het. Dis moontlik. Heeltemal moontlik. Die horlosie tik af. Sjoe, ek wil nie dit by 'n Kersdiens hoor nie. Wel, u hoor dit by die Kersdiens vandag. Dis wat die Bybel sê.
Die Bybel sê, dan sê die Bybel dit. Die 5de belofte van onderskraging, daardie was 'n belofte van onderskraging terloops. Het jy gehoor die belofte van onderskraging? Wat is die belofte van onderskraging in daai verskriklike paragraaf wat ek nou hier gedoen het? Die belofte is dit: moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. En die rede waarom jy nie moet bang wees nie, gee hy in die 5de belofte van onderskraging. Wie weet wat dit is? Vers 28, vir die tweede keer sê hy, dis nou die tweede van daai 365, vir die tweede keer sê hy, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, en hier kom die rede, want ons is altyd net bang vir wat? Mense. Dis al. Jy is net bang vir een enkele ding, een faktor, dis mense. Wat gaan hulle aan my ego doen? Hoe vrot gaan ek geskel word? Arme ek. Hy sê, moenie bang wees vir mense wat maar net jou liggaam kan doodmaak, maar jou siel nie kan doodmaak nie. Daar is niemand wat dit kan doen nie. Daar is iemand wat beide liggaam en siel kan verderf in die hel, en dis die lewende God. Vrees hom dan liewer, as wat jy mense vrees wat die siel nie kan dood nie. Broers en susters, wat mense ook al doen en sê, kan nie die siel van die kind van die Here doodmaak nie. Prys die Here. Al maak hulle dan ook my liggaam dood, dan verander ek maar net van adres. Dis al wat gebeur. Dus, moenie vrees nie. Die 6de belofte van onderskraging is vers 29 tot 31. Hy sê, niks gebeur sonder die Vader se wil nie. Selfs nie 'n mossietjie val op die grond sonder die Vader se wil nie. En dan sê hy vir die 3de keer, moet dus nie bang wees nie. Daar's die 3de keer. Want as jy as 'n ernstige navolger van die Here Jesus baie meer werd is as mossies, en selfs die hare op jou kop getel is, dat God weet van elke hare, om het so te sê, waarom dan vrees? Die 7de en laaste belofte van onderskraging is natuurlik die laaste paar verse 32 en 33, waar hy sê, daar gaan 'n briljante, heerlike, wonderlike dag kom, wanneer Christus, dink nie daaraan vriende, ek het daaroor probeer dink in hierdie week, maar jy weet jou kop, al die fuses in jou kop blaas. Jy kan nie daaraan dink nie, dat jy daar gaan staan, so 'n man soos 'n vierhoekie, dat jy daar gaan staan voor biljoene mense wat ooit gelewe het, en dat jy hoor hoe die Here Jesus jou naam voor die Vader bely. Dink daaraan vriende. Jy staan daar soos 'n wat? Soos 'n muur. Jy so niets beduidende ou dingetjie staan jy daar. En hier is hierdie miljoene en biljoene en dit is ontelbare skares. En Christus bely jou voor die Vader. Nie omdat jy nooit gestruikel het nie, nie omdat jy nooit swak tye gehad het, nie omdat jy soms onwel verloon het en in die steek gelaat het nie, sulke tye kom, maar omdat jou volgehoue lewenshouding was die van die belydenis van sy naam voor die mense. Die mense skrik hulle boeglam wanneer hulle hierdie vers lees waar Jesus hierso sê, dan skrik hulle, hierdie vers waar Jesus hier sê, vers 33 waar hy sê, maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Nou lees mense dit, dan dink hulle, dit is nou daai eenmalige of tweemalige jou voet wat gegly het of waar jy ernstig droog gemaak het. Nee, hy praat hier van 'n lewenshouding van verloning van die Vader. Met ander woorde, doodgewoon is ongered. Ongered. Wanneer ons oor 2 minute stille nag sing, moet ons weet dat daardie stilte verbreek was deur die geraas van 'n wêreld wat die lig haat. Ons moet dit weet as ons dit nou sing.
In plaas van Kerssentiment moet ons eerder bid vir die moed van 'n skaap tussen wolwe. Ons moet Kersfees vier sonder illusies. Die stryd is aan, die swaarde is getrek, maar die koning ken ons naam. En hy het selfs die hare op ons kop getel as ons vir sy naam veg. Ek kry mense jammer wat Kersfees vier uit sentiment. Mense wie se Kersfees net uit sentiment bestaan, dan kan jy net sowel 'n pop in 'n krib aanbid. Maar nie die Here van hemel en aarde nie. Dis almal daar, op daardie bladsy. Die Jesus van Matteus 10, vriende, vra nie ons bewondering nie. Hy vra ons lojaliteit wanneer die wolwe begin kerm om ons ore. Lojaal. Om in die donkerte in te gaan. Om in die konflikzones in te gaan. Om 'n doring in die wêreld se gewete te wees. Om eenkant te staan as almal 'n ding doen, jy nie. Jy staan uit. Waarom is jy bang vir mense en hulle opinies? Om 'n doring te wees in die wêreld se gewete. Want onthou, die wêreld kan dalk ons liggaam breek, maar net die koning van die krib kan ons siel veilig aan die ander kant bring. Net hy. Laat ons hom daarom gaan bely voor die mensdom. Hardop. Sonder vrees. Sonder apologie. Die suiwer kristalhelder evangelie. Want dis die enigste hoop vir 'n verlore gaande wêreld. Niks anders nie. Dis net Christus. Kom ons bid en dan vra ons die Here vir hierdie genade oor ons almal. Vader, ons dankie vir die woord van God wat soos 'n swaard sny. Here, vandag het ons gehoor die ander kant van Kersfees. Dankie dat U ons nie roep, Here, na 'n lewe van oppervlakkige vrede nie, maar 'n lewe van radikale navolgelingskap van Christus. En U waarsku ons dat die wêreld ons sal haat omdat hulle U gehaat het. Dankie vir die voorreg om met U geassosieer te word. Dis 'n geweldige voorreg. Ons dankie vandag spesifiek, Here, vir die troos van die mossies. Here, as nie een van hulle op die grond val sonder God nie, hoeveel te meer sal U nie oor ons waak nie. As U op die mossies let nie. Here, mag die boodskap van Christus wat hier verkondig is vanmôre ons ook bekragtig om ons kruis op te neem. Om nie met vlerke weg te vlieg van die aarde af, soos die Psalm sê nie, maar om te bly. En ons kruis op te neem. Want U is Immanuel by ons, God by ons, wat goed gesê het, moenie vrees nie. So as ons nou, Here, uit hierdie gebou uitloop, dan doen ons niks anders nie, as om uit te loop hier, as gestuurdes van die koning. Sonder vrees, bewapen met beloftes. Ons bid dit in die naam van die mensgeworde Seun van God, Jesus Christus die Here. Die enigste naam wat die moeite werd is om te bely. Amen.